Nadat Petrus die Here Jesus as die gesalfde van God of die Messias bely, kondig Jesus die eerste keer aan dat hy doodgemaak sal word. Daarna sê hy dat as iemand hom wil volg, hulle hul kruis moet opneem. En dan verseker hy sy disippels dat party van die wat daar staan, die koninkryk van God sal sien voor hulle sterf. Daarna lees ons in Lukas 9 vers 28 tot 36 van die verheerliking van die Here Jesus op die berg. Dit vind 8 dae later plaas. Petrus, Johannes en Jakobus het saam met Jesus op die berg gaan bid en daar het hy sy hemelse voorkoms aangeneem en Moses en Elia het aan hom verskyn. Moses en Elia het spesifiek met die Here Jesus kom praat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Hulle het dus met hom oor sy pad na die kruis kom praat en daarna verseker die Vader uit die hemel die disippels dat Jesus die Messias is. Petrus, Johannes en Jakobus sien dus 'n week later die koninkryk van God, presies soos Jesus gesê het sal gebeur. Dit was vir hulle so groots dat hulle nie geweet het wat om te sê nie. Die gebeure op die berg moes die Here Jesus baie versterk het op sy pad na die kruis, want hy is herinner aan die lewe wat wag vir gelowiges in die hemel. Hy moes sy lewe aan die kruis gee om juis hierdie lewe vir sy volgelinge oop te maak. Deur Christus wag hierdie kosbare lewe by God ook vir jou en my. Die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 6 dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Is jy seker dat jy deur Christus hierdie lewe by God sal ontvang?